Goeiemôre, goeiemôre. Uh dit is Dinsdagoggend, die 30ste Desember 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ja, ekskuus, ek was net besig om hier iets 'n nota te maak wat ek graag daarom wil onthou wanneer ek met julle praat oor die wêreld se vrygewigste nasie. Inderdaad. Suid-Afrika is aangewys as die wêreld se vrygewigste nasie. En ek wys vir julle daar dat dit nou in Marula Media verskyn. En dis 'n opname wat gemaak is. Suid-Afrika is aangewys as die wêreld se vrygewigste land. 'n Nuwe internasionale navorsing wat deur die digitale finansiële dienste verskaffer Remitly gedoen is. Die navorsing het meer as 4500 mense in 25 lande betrek. En dan is Suid-Afrika bo aan die lys met 'n gemiddelde telling van 51,57 uit 60 is Suid-Afrika heel bo aan die wêreldlys vir die mees vrygewigste staat. Die Filippyne kom dan tweede met 50,2 terwyl die VSA derde is in hierdie plek. Daar kan ons vinnig deurgaan. Bo aan die lys Suid-Afrika, dan Filippyne, VSA, Ierland, Kanada, Portugal, Griekeland, Verenigde Koninkryk, Australië en Mexico. Dan sê hulle, vrygewigheid is meer as geld. Ja. Ryan Riley, Remitly se visiepresident vir bemarking in Europa en die Stille Oseaan streek sê, die navorsing wys duidelik dat vrygewigheid nie net finansiëel gemeet kan word nie. Vrygewigheid word deur 'n finansiële lens gesien, maar ons navorsing wys dit gaan oor baie meer as dit. Die lande wat die hoogste rang het, is die waar mense konsekwent vir mekaar opdaag met vriendelikheid, empatie, alledaagse van ondersteuning. Hy voeg interessant genoeg by dat kliënte wat in die buiteland werk om hulle families tuis te ondersteun, is duidelik weerspieëling van gemeenskapswaardes. Dit klink daarom baie bekend, so asof dit ons mense in die buiteland is, destyds Irak, Afghanistan, Afrika, boerdery daar in Amerika, om hul gesinne in Suid-Afrika te onderhou. Dis veral sigbaar in lande soos Suid-Afrika en die Filippyne, waar omgee vir jou gemeenskap 'n gedeelde waarde is en nie bloot 'n individuele keuse nie. Om jou vrygewige kant te wys, kan 'n kragtige manier wees om betekenisvolle verhoudings te bou. Nou mense, dit is natuurlik 'n hoogs omstrede kwessie as ons gaan kyk na die werklikheid. Want praat ons hier van 'n Suid-Afrikaanse reënboognasie of praat ons hier van groeperinge van elke verskillende nasie binne in Suid-Afrika? Volk dan as jy wil. Ons volk, die Zulu volk, die Xhosa volk, en dan sommer die, wie jy nogal wil klassifiseer daaronder. Maar ek kan my dit indink, vrygewigste nasie, jy weet, as jy nou kyk, ons vat net moslim vlugtelinge uit Palestina aan wat niemand in die wêreld wil hê nie. Hulle word hier ingebring, dis nie eers vooraf gereël nie, hulle word hartlik ontvang en hulle word almal daar in die Jeffreys Bay omgewing uitgeplaas. Hulle praat van tot 150,000 moslimvlugtelinge wat daar in die omgewing van Jeffreys Bay geplaas gaan word. Nie gaan woon by keuse nie, nie dat die inwoners 'n sê het nie, maar 'n doelbewuste beplanning om ons uit te lewe uit ons areas
en uit ons geloof uit. En dit lyk asof die regering dan juis hierdie vrygewigheid van hulle wil gebruik om 'n sekere populasiegroep meer en meer by te kom. Dink jy aan al die geld wat vir die Komryds gegee is, vir die BEE vir note gegee is, vir ongevestigde maatskappye of onbewese maatskappye wat staatskontrakte kry, die 2 biljoen rand wat geoormerk was daarby ten Visa vir siek mense, wat in die sakke van ander beland, en wie kan dan meer vrygewig wees as die ANC regering? Dan, ons het nou ook al gesien dat word selfs geld vir Cuba geskenk. Cuba se werkers word in Suid-Afrika ingebring, veral om militêre toerusting te onderhou en ander goed te doen, en massiewe somme geld vloei die land uit, terwyl niks in Suid-Afrika gespandeer word op hulle eie mense nie. So, hierdie situasie is vir my baie betwisbaar, want ek wil graag weet met wie het hierdie studie, op wie het hulle gefokus? Wie is was gebruik om deel te neem aan hierdie studie? En as ons gaan kyk dat dit uit 'n finansiële oogpunt oorspronklik gedryf was, dink ek nie die gesprek was gevoer met die ANC regering nie. Dis duidelik dat hierdie gesprek verwys na die wit bevolking. Want die wit bevolking het hulle hele geboortereg weggegee. Ons het ons hele land weggegee. Wie kan meer vrygewig wees as dit? Wie kan meer vrygewig wees as om elke keer wanneer daar nuwe eise is net daaraan te voldoen en toe te gee en toe te gee en toe te gee en meer prys te gee? Vrygewigheid. Nou ja, dan sien ons natuurlik dat terwyl ons die mees vrygewigste land is, kan ek dink die mees vrygewigste deel van die bevolking mag nie eens werk gegee word nie. Is dit vrygewigheid? Of is dit bloot besoekers uit die buiteland uit? Of was hulle dalk by 'n boerebraai gewees en gesien hoe vrygewig deel die mense hulle vleis? Definitief is hierdie nie die weergawe van die sogenaamde reënboognasie nie. Maar hier word dit tog deur 'n mediakanaal verkondig met trots dat ons is die vrygewigste nasie. Ons weet mos dat hierdie gespesifiseer behoort te wees en nie 'n globalisering van 'n Suid-Afrika wat so verdeeld is soos hy nog nooit was nie. Of is dit 'n poging om jou nog meer te laat gee, te voel, yes, maar ons is daarom vrygewige mense. Kom ek gee vir hierdie ou sommer 'n verhoging in die tuinwerk wat hy doen. En snaaks genoeg, die meeste mense wat tuinwerkers in diens het, huisbediendes het, gee vir hulle werkers in elk geval meer as wat die minimumloon voorskryf. Hulle gee vir hulle meer as wat van hulle verwag word. Tog moet ons heeltyd hoor dat ons is eintlik die vakke, die vuilgoed in die verhaal. Terwyl hierdie beeld in die wêreld nou eintlik 'n propaganda stuk is van Suid-Afrika, die reënboognasie, is die mees vrygewigste land in die wêreld. Alles behalwe. Weereens, 'n klein gedeeltetjie van die bevolking is die enigste vrygewiges wat werklik iets doen om vir hulle naaste, hulle ander mense en diegene rondom hulle te kan versorg. Maar daai erkenning kan ons nooit
van die ANC verwag nie. Nee, inteendeel, ons is diewe, ons het grond gesteel, ons het alles gevat. Niks wat in Suid-Afrika gebou was oor die afgelope hoeveel jaar is deur die klein groepie wit is gedoen nie. Daai ontkenning, miskenning, nie ons verander sommer die naam van Jan Smuts lughawe na OR Tambo lughawe. Ons verander hierdie instelling, hierdie dorp, hierdie straat se naam na 'n relevante terrorist wat nooit enige bydrae kon maak of gemaak het tot die groei en die ontwikkeling van hierdie land nie. En weet julle, die mense wat hierdie stuk van Suid-Afrika as die mees vrygewigste nasie, wat dit na buite toe gaan uitdra, is weer eens die liberale onder ons. Wat hierop sal wil voortbou, wat in ontkenning lewe, dat ons land totaal en al in sy peekie is, opgevoeder is, en steeds die mees vrygewigste is. Alles waaroor ons drome gehad het ten opsigte van ons kinders en kleinkinders en toekoms, van 'n eie selfregerende eenheid, lyk nou soos 'n wensdenk op die horison. 'n Wens van elkeen wat patrioties is, om net weer onsself uiteindelik te kan regeer. Ons verlang na wette, orde, stabiliteit, groei, instandhouding, dienste, gelyke werk, gelyke werksgeleenthede. Dis wat ons na verlang. Dis wat ons wil terug, veiligheid, stabiliteit en vrede. Dis wat ons soek. En dis waaroor ons sal moet praat. Onder andere die 31ste Desember op Bosberaad, 7:00 die aand, Oujaarsdag. Dan moet ons 'n bietjie kyk hierna. Ons moet hieroor praat. Van wat het ons nie meer nie en wat het ons prys gegee en wat gaan dit kos om dit terug te kry indien dit enigstens moontlik is. Maar dis die vraag wat ons in Bosberaad dan Woensdag aand, Oujaarsaand kan bespreek. Ek sien julle daar. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is natuurlik ouer gewoonte môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker en aangename laaste vakansiedae van 2025.